Ma, familie, vriende, broers en susters, wat 'n voorreg om vanoggend die ou groot troostboek te mag uithaal, voor ons die diens begin, om vir mekaar net weer te herinner aan wat ons troos deur al die eeue nog was. Dit ook by die begrafnis van ons geliefde eggenoot, my pa, oupa, grootoupa, myner en boer. Jou plek is leeg, maar dit is 'n anderster leeg. Jy het ons lewe met baie dinge volgemaak. Volgemaak met wat baie keer onhoorbaar is. Jou skalkse glimlag, jou net hier wees, waar jy woordeloos net by ons was. Jou stil wees was baie keer jou manier van praat. En tog gaan ons juis jou stem, jou familie uitlegte, jou seker van jou saak wees, mis. Moet nie met hom wou stry, as hy werklik gedink het, hy is reg nie. Dan was hy wel dikwels reg. Ons troos is daarom nie vandag aan alles wat gesê gaan word nie, maar in baie opsigte dalk meer in wat ons nie kan sê nie. Daardie taal het pa en oupa en man so goed geken. Ons gaan dit wel onthou en glo en bly hoop. Dit wat ons troostboek vanuit God se woord ons ook wil leer. En daarom treur ons vandag soos mense wat glo. En ons glo wat ons troostboek ons leer. Katekismes, so baie bekend, Sondag 1, vraag en antwoord 1. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Hierdie week het hierdie woorde eintlik elke keer net dieper by mens weer ingedring. Dat ek met liggaam en siel en lewe sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe. En dit kan ek van my pa ook sê. Hy was van harte gewillig en bereid om voor die Here te lewe. Dit wat ons glo, maar ons treur ook soos mense wat hoop. En daarom is ons hoop op wat aan ons beloof word. Sondag 22, vraag en antwoord 57 en 58. Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. En as ons die troostboek nou so toemaak watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? Dat aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit. 'n Saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. Kom ons bid om die seën van die Here. Laat die woorde van ons mond en die oordeenkinge van ons hart vir U welbehaaglik wees, o Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Kom ons sing saam skrifbruiming 33 of dan 2-4. In tye soos hierdie is dit ook vir ons van soveel waarde om in die Here ook op hierdie dag te mag bly roem. Wat 'n liefde en volheidslewe waar ons bly ons in beroem, het die Vader ons gegewe dat hy ons sy kinders noem.
Ook vers 2, wat die Heer nog meer vervul het, bly verborge tot die stond. Al die wonders ons onthul het van die ewige vreeverbond. Kom ons sing Skrifruiming 33, 2-4, sing vers 1 en 2. Ek gaan nou vir ons gedeelte uit die Here se woord lees en daarna gaan ons dan saam 'n gebed doen. Ek lees vir ons uit 1 Korintiërs 15. Ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 20. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 1. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan. Waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders te gelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal het hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Of dit nou ek of hulle is, so preek ons en so het julle geglo. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof, en dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie.
Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. En dan ons tekswoorde, die laaste 2 verse wat ons nou saam gaan lees, vers 19. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van almal wat ontslaap het. Kom ons saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U dat U op hierdie dag vir ons in alle opsigte 'n Vader is. Ons so in die arms mag wees. U dra ons in hierdie dae. U troos ons. U gee ons weer U woord, dat dit nie leeg na U sal terugkeer nie. En ons dank U ook, o Here, dat U Gees deur U woord ons ook in hierdie dae versterk. Ja, dat Hy self al baie trane afgedroog het in hierdie week. Maar ons weet dat Hy in alles nog by ons sal wees. Daarom dank ons U vir hulle wat hier is vanoggend, maar ons sien ook talle wat ingeskakel is. Ons dank U dat ons op so 'n wyse hier nie net saam mag wees nie, maar een mag wees. Oor grense heen. Ons dank U dat die wêreld te klein is vir hoe groot U genade en die liefde is. Dit wat ons by Pa geleer het, dit het U hom ook geleer en dit het uit die geslagte ons kon vertel. Hy wat ook ons katekisasie hanteer het. Hy wat so getrou U woord oopgemaak het. As gesin het ons so dikwels saam kon bid. Ons dank U vir hierdie herinneringe wat vanuit U verbond gebore is en wat blywend is en wat nou in ons harte is. Gaan dan ook nou met ons, ook by die verkondiging van U woord. Mag U gee dat ons daaruit ook die krag en die troos mag haal, soos U alleen dit kan skenk. Want U Gees tree vir ons in. Ons bid in besonder vir ons ma. U ken haar seer. In die dae wat sy liggaamlik al meer kere seer gekry het. En nou hierdie seer binne die seer. Wees haar tog by. Ons dank U, o Here, dat ons nie te vergeefs glo nie, maar juis ook op hierdie dag in U genade kan roem. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Kom ons sing nou weer, Lena, as dit reg is, kom ons sing skrifberuiming 45, 18-7. Ons gaan daar 3 verse sing, vers 1, vers 11, vers 12, waar die Here vir ons eintlik so skreefie oopmaak van wat ons weet, my Pa reeds sien. Vers 1, vers 11, vers 12. Hy het my die staat getoon.
As ons vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. My liewe ma, familie, vriende, broers en susters, ons sou 1 Korintiërs 15 ook die opstandingshoofstuk kon noem. Dis 'n lang hoofstuk, 58 verse lank. Ek onthou destyds met ouma se begrafnis in Julie 1995, eintlik presies 30 jaar gelede, het ons ook uit 1 Korintiërs 15 gelees. Ek was maar toe 2 jaar in die bediening. Dadelik besef ons, die hoofstuk is nie verniet so lank nie, want Paulus is besig om in diepte te wil handel oor die opstanding. In die eerste plek handel Paulus oor die opstanding van Christus. Christus wat waarlik opgestaan het. Maar dan terselfdertyd saam met Christus se opstanding gaan dit ook oor wat eendag met my pa gaan gebeur. En daarom is 1 Korintiërs 15 in 'n sekere sin vir ons een van die fondamentstene van die Christelike geloof. Die opstanding van Christus is tog niks anders as 'n fondamentsteen ook van ons geloof nie. Die Here Jesus was nie maar net 'n mens hier op aarde, 'n gewone historiese figuur nie. Hy wat maar as mens so 2000 jaar terug geleef het, hy nou ons besondere dinge geleer en gedoen het. Ja, natuurlik is dit alles waar. Maar hy is vir ons baie meer as maar net 'n mens. Ons moet op hierdie dag ook vashou aan Openbaring 1 vers 4. Hy is die lewende, lees ons daar. Hy die een wat is en wat was en wat kom. Hy het gesterwe, maar hy het opgestaan. Hy het sy lewe terwille van ons afgelê. En as 'n mens nou later, ons het dit nou nie vandag gelees nie, as ons later 1 Korintiërs 15 vers 55 lees, nou weer hiermee na die einde van die hoofstuk toe, dan staan daar dat Jesus het die angel van die dood uitgetrek. Hy het die dood sy angel, dit wat so seer kon maak en soveel gif dra, hy het die dood sy oorwinning ontneem. En daarom besef ons vandag, die dood het 'n angel, en ons besef ook op hierdie hartseer dag, as daar nie sonde in hierdie wêreld was nie, dan was daar ook nie dood nie. Met ander woorde, ons erken ook selfs by 'n graf, die krag van die sonde. Maar benewens die angel en die krag van die sonde, het ons tog 'n baie belangrike saak, en dis die feit, dat Christus die dood oorwin het. Ons kan ons daarin verbly. Ons is bly, selfs op 'n hartseer dag, oor Christus se oorwinning oor die dood. Maar tog besef ons, voor ons oor hierdie oorwinning kan praat, die dood het nog steeds maar 'n seermaakkant, iets van 'n ander angel. Om oor die angel van die dood te praat is nogal 'n harde manier waarop Paulus homself hier uitdruk. Hy wat homself ook selfs hier op 'n stadium 'n misgeboorte noem. Hy praat harde dinge. Dis asof hy selfs ook sê die dood is 'n tipe van 'n monster. Ons moet dit elkeen weet en besef. Daar is geen kans om daarvan weg te hardloop nie, om dit te ontsnap nie. Daar is niemand wat nie op een of ander tydstip in sy of haar lewe daarmee te doen sal kry nie. Niemand gaan deur die lewe sonder om te sterf nie. Daar is ook geen brug, 'n menslike brug,
Daar is geen brug oor die rivier van die dood nie. Dis maar 'n eensame stryd. En al besef ons dat niemand bestand is teen die monster nie, sy dodelike angel, waarmee ons tot die dood toe verwond is. Die angel is nog daar, maar hy's uitgetrek. Die angel van die dood is die sonde. Christus het daardie angel uitgetrek. Dat die sonde nie meer die laaste sê gaan hê nie. Ons het die genade van God ontvang, dat ons dus nie lang by hierdie angel hoef stil te staan nie. Solank ons net altyd onthou, die angel van die dood is die sonde, en die sonde maak dat die dood nog steeds donker en verskriklik is. Sonde maak die dood tot 'n straf en 'n vloek. Ons kan dit nie sagter stel nie. Die sonde van Adam af maak dat die dood nie saggies na ons toe aankom nie. Hoe dikwels kom dit hard en verskriklik, in baie opsigte regtig 'n monster. As die dode so op sy eie dan sou staan, dan sou dit ons alle uitsig op die toekoms ontneem het. Daar sou geen hoop meer kon wees nie. Daar sou geen hoop dan meer kon wees nie. Op 'n ander plek lees ons in die Here se woord, dat die wat vuil is, dan maar nog vuiler sal kan word. Die laaste boek, die laaste hoofstuk in God se woord, Openbaring 22 vers 11, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word, en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. En as ons hierdie dinge begin hoor, dan begin ons al beter te verstaan waarom die Here deur Paulus vir ons sê, deel van ons tekswoorde, as ons op hierdie oggend, as ons net vir hierdie lewe op Christus se hoop, en ons sien nie die ander kant raak nie, as ons net vir hierdie lewe op Christus se hoop, is ons die ellendigste van alle mense. Net in hierdie lewe is daar baie ellende. Is baie ellende op die aarde. Kyk maar hoe gaan dit die wêreld rond. Die dood is maar deel van baie dinge. Om oud te word. Al hoe meer eensaam, soos ek by my pa sien. Kragte neem af. Vriende en familie rondom jou word al minder. Baie pyn elke dag. Die liggaam wat so goed gefunksioneer het, wat rats op 'n perd kon klim, later so swak geword. Met my ma sien ons dit. My pa was nie daaroor stil nie. Daarom wil ons eintlik nie eers 'n lewe indink. Ek wil my nie 'n lewe indink as ons nie werklik geglo het dat Christus opgestaan het nie. Wat ons dus hier aan die begin van 1 Korintiërs 15 moet raak sien, is dat Paulus in so baie opsigte besig is om eintlik die lof van die lewende Christus te besing. Hy beskou in alle opsigte Christus se oorwinning oor die dood as iets waarin ons ook op hierdie dag van my pa se begrafnis mag roem. En tegelyk doen Paulus 'n baie interessante ding. Hy sê ons moet nie vir 'n oomblik indink wat dit sou wees as Christus nie opgestaan het nie. En watter verskriklike gevolge dit vir ons geloof sou ingehou het. Inderdaad, as Christus nie opgewek was nie,
en ons maar net op hierdie lewe op Christus gehoop het, so dit nou al 'n paar keer gesê, dan was ons die ellendigste van alle mense. Vers 14, as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs. Verder in vers 14, as Christus nie opgewek is nie, dan is ons geloof te vergeefs. Later in vers 17, as Christus nie opgewek is nie, dan sou ons in ons sondes gesterf het. En nou moet ons onthou hoe verskriklik hy die sonde vroeër soos 'n monster beskryf het, om te dink ek sou in daardie monster se arms moes sterf. Daarom kom vers 18, ons besef ook as Christus nie opgewek is nie, dan is ons almal verlore. Werklik, almal. Almal. Ook hulle wat dan nou sou glo, ook verlore. As Christus nie opgewek is nie, dan is ook al die gestorwe gelowiges verlore. Sien ook vers 32 raak. As Christus nie opgewek is nie, dan kan ons mos maar lewe soos ons wil. Dan was daar daardie uitdrukking gewees en dit was dan nou dalk waar gewees, laat ons maar eet en drink, want môre sterf ons, laat ons maar leef soos ons wil. Dit alles as Christus nie opgewek is nie. En daarom moet ons hierdie dinge so by mekaar kan sien, dit wat die Here ook vir ons vandag so by mekaar voeg. Kom ons dink vir 'n oomblik daaraan dat prediking vergeefs sou moes wees. As dit werklik sou wees dat Christus nie opgestaan het nie, dan kon Paulus mos maar al baie vroeg in sy lewe ook sy hand op sy mond gesit het. Hy kon sy sendingreise maar net daar en dan gestop het. Hy sou dan geen boodskap meer gehad het om uit te dra nie. As Christus nie opgewek is nie, dan sou daar geen teologiese skool meer kon wees nie. Alle teologiese instellings sou mos maar net moet sluit. Ons sou die kerke eintlik maar met groot geweld kon afbreek. As Christus nie opgewek is nie, dan is dit nou die tyd om hierdie kerk ook te sloop. Dan kan 'n mens alle sendingwerk beëindig. Dit maak tog dis alle prediking vergeefs. En dan die belangrike deel, Paulus sê Christus is opgewek. Hy het opgestaan. Hy het die dood en die sonde oorwin, hy leef. Daarom die boodskap wat ons verkondig is nie te vergeefs nie. Die opgestane Here het die bevel gegee, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom, Markus 16 vers 15. Hierin moet ons volhard. Dis 'n boodskap van hoop en lewe. Die evangelie is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Dis God wat beloof dat sy woord nooit leeg na hom sal terugkeer nie. Dadelik dink ons ook daaraan dat as Christus nie opgewek was nie, dan is ons geloof vergeefs. Dan het geen geloof inhoud gehad nie. Dan is dit werklik maar net 'n leë dop gewees. As Christus nie opgewek is nie, dan kan elkeen mos maar glo wat hy wil. Hy kan doen wat hy wil, hy kan leef soos hy wil. Dan is daar geen sin mos meer om 'n belydenis te hê nie. Dan sou dit ook geen sin hê om aan die gesonde leer vas te hou nie. Dan kan ons belydenisskrifte maar uit die psalmboeke uitskeer en weggooi. Want hulle het werklik dan tog eintlik net nonsens gepraat. Dan het ons werklik heeltyd verniet geglo. Maar hier kom die teendeel weer. Christus het opgestaan. Dis 'n feit, dit staan vas. Die opgestane Christus het persoonlik aan Petrus verskyn, daarna aan die 12.
Daarna aan 500 broeders te gelyk, daarna aan Jakobus, daarna aan al die apostels. Hier om en by 10 verskyninge na hy opgestaan het. Hier op die einde, dan sê Paulus, die laaste van almal het hy ook aan my, letterlik die misgeboorte, verskyn. Die ontydige geborene. Weereens Christus leef, hy het opgestaan. Dink ook daaraan, as Christus nie opgewek is nie, dan sterf ons in sonde. Dan was Paulus se prediking nie alleen vergeefs nie, maar dan was Christus nog altyd in die graf. Dan was sy dood, maar net die dood van 'n gewone gekruisigde. Dan is hy werklik geen middelaar nie, dan was hy eintlik ook maar net 'n martelaar gewees. Dis 'n verskil om 'n middelaar of 'n martelaar te wees. As dit waar sou wees, dan is ons werklik in ons sondes vasgeval, vir ewig verlore. Sonder hoop en sonder God. Dan sou ons maar in ons sondes moes leef en Pa sou in sy sondes moes sterf. Maar weer eens, Christus het opgestaan. Sy middelaarswerk is volkome afgehandel. Die offer wat hy vir ons gebring het, het hy volmaak gebring. Hy het die graf en die dood oorwin, ons met God versoen. Daarom kan ons regtig op hierdie hartseerdag ook bly wees in die volkome verlossingswerk van Jesus. Die bloed van Christus reinig ons van alle sondes. Op grond van dit wat Christus by God verdien het. Op grond van dit wat Christus by God verdien het, is God bereid om my en jou Pa se sondes te vergewe. Ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hoe groot ons skuld ook al mag wees, hoe vuil ons lewe ook al is, by Christus is volkome vergifnis moontlik. Laat ons daarom die laaste woorde van ons teksverse dan net nog weer duidelik by onsself inskerp. Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van almal wat ontslaap het. Hy is vandag my Pa ook sy eersteling. Daar is sekerheid. Hy is opgewek. Daarom is die gestorwe geloofsgenote nie verlore nie. Danksy dat Christus opgestaan het, hy die eersteling geword het van almal wat ontslaap het. En ons het die ewige lewe saam met hom. Ons is opgewek en sal deel in die ewige erfenis wat vir ons as mede-erfgename bewaar word. Hoe duidelik het Christus dit nie vir onsself gesê nie. Hy het ons verseker, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat in my lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Met ander woorde, 'n dood wat maar net sou aanhou nie. Wonderlik dat ons hierdie sekerheid in ons mag hê. Net die feit dat Christus is opgewek uit die dood. Die dood is nie die laaste en die finale grens nie. Ons belydenis het ook vir ons verduidelik hier voor die diens begin het gesê, daar is 'n lewe ander kant die graf. Daarom kan ons nie maar net eet en drink en vrolik wil wees hoe ons wil nie. Ons moet elke dag hard werk. My Pa kon werk. Ons moet moeite doen met ons werk.
Ons moet eerlik wees. Ons moet die waarheid in alles lief hê. Ons moet goeie bedoeling hê. Ons drome en ideale het reeds al die ewige waarde vir ons gewys. Dit loop nie op niks uit nie. Die hele lewe is nie een groot lig nie. As Christus nie opgewek was nie, dan is hierdie hele ou lewe eintlik maar een groot lig. Lewe is nie 'n lig nie. Troos is, die graf het nie die laaste sê nie. Soos nou daar by daardie graf gaan staan, die een wat laaste lag, is nie die dood nie. Weer terug na die einde van die hoofstuk. Die angel lê daar, maar hy's uit. Die dood het verslind. Die oorwinning is reeds behaal. Die dood is nie 'n doodloopstraat nie, maar 'n deurgang. Ons belydenis het dit so mooi gesê. Nie 'n ondeurdringbare muur nie, maar 'n poort. Inderdaad nie 'n donker afgrond nie, maar 'n brug. Die dood plaas nie 'n finale punt agter ons bestaan nie. Dit is eintlik maar net 'n komma. Daarom om saam met Pa te kon glo, watter voorreg. Ook ons as kerke stry nie te vergeefs vir die waarheid nie. Die martelaar het oor die eeue heen nie vergeefs verskriklik gelei nie. En daar is honderde mense vir hulle geloof gedood. Ons gelowige voorouers, so ook my Pa, die saligheid beerwe. Om dit te mag glo is net genade. Christus, die eersteling ook van sy dode. Mag hy in ons lewe ook vandag eerste wees, terwyl hy self gesê het, hy het ook die laaste sê oor die dood. Hy is die eerste en die laaste. Die begin en die einde. Christus se dood, maar eintlik sy opstanding, kan alleen ewige betekenis gee. Ook aan ons trane vandag, wat vir God so kosbaar is, een van die psalms stel dit, hou dit soos in 'n kruik. Die hiernamaals laat ons lewe in die hiernoumaals. Ons Pa het 'n lewende Christus aanbid. Watter genade om 'n lewende Christus se kind, maar ook 'n gelowige Pa se kind te mag wees. Om te mag weet wat Petrus in sy eerste brief, 1 Petrus 1 vers 4 al geskryf het. Ons mag met verlange uitsien na die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemele vir ons bewaar word. Amen. Kom ons die Here dank. Onse Vader, ons dank U dat U woord nie net die waarheid is nie, maar dat dit krag het, dat dit ons troos, dat dit ons elke dag laat wakker word met die besef. U maak die rooi dag wakker, net om nog meer dinge in ons wakker te maak. Dat ons ook mag wakker wees in die geloof, mag weet U is die God van die lewendes. Ons aanbid ook U in Christus op hierdie dag, en ons kan ons in sy lewe verbly. Daarom ook as ons nou na die graf gaan, mag ons dit doen in die geloof, in die wete. Ons kyk nie af in die grond nie. Ons kyk op en ons weet, my enigste troos is waar. Die opstanding is waar. Die ewige lewe
is 'n werklikheid. Ons kom na U toe, dan ook in sy naam alleen. Amen. Ek gaan nou my seun geleentheid gee. Ons familie het hom gevra om die bedankings te doen. Johan, ek dink terwille van die uitsending moet jy dalk ook maar net hierbo kom staan, want hier is redelik mense ingeskakel. En as hy dan 'n so herinnering oor my pa gedeel het en dan ook die bedankings gedoen het, dan sal ek net die draers daarna uitlees en dan kan ons gereed maak om na die graf toe te gaan. Ek is vandag saam met al die hartseer, ook regtig trots om ek is ook 'n trotse kleinseun om vernoem te wees na 'n man soos my oupa. Hy was nie 'n man van veel woorde nie. Lyk my soos ek ook op die oomblik, maar wanneer hy gepraat het, kon hy gerus self 'n guns doen en na hom luister. Jy sou beslis iets wys word, het sy oor die geskiedenis, familiebande, weerpatrone, reënval, boerdery, of sommer net lekker lag vir sy skerp grappies of kwinkslaap. Hy het nie geskrik vir harde werk nie soos my pa nou genoem het. Fisiese werk op die plaas was vir hom 'n daaglikse ding. Van my gunsteling herinneringe van klein tyd sal altyd die tye wees wat ek saam met hom op die plaas spandeer het. Nou voordag sou ons hier uit Donald skuil uit met sy bakkie vertrek, gewapen met 'n koffievles, 'n gevriesde 2 liter waterbottel en so 'n staalkosblik wat ouma Treya so getrou elke dag vir hom gemaak het. Dan sou daar beeste gemelk word of ver agter hulle aangeloop word in die veld. Om seker te maak hulle almal is nog daar. Ek glo nie ek oordryf as ek sê hy het duisende kilometers in die veld op Gladstone gestap nie. Hy het meeste van sy beeste op hulle name geken. En hulle het hom ook geken. Die beeste moes wel nie moeilik raak en dink hy kan van my oupa weghardloop nie. Hy het sommer vinnig 'n perd opgesaal en hulle diep in die veld gaan haal. Selfs nog tot diep in sy 70's soos 'n regte cowboy. My oupa het letterlik en figuurlik diep spore in die Noord-Kaap getrap. En sy plekkie aan die Kersfeestafel sal altyd leeg wees. Ek het nie noodwendig sy perdryvernuf by hom geërf nie, maar een ding wat ek wel by hom geërf het, behalwe vir sy naam, is sy groot liefde vir roomys. Ek wil ook graag op daarin 'n paar bedankings doen. As ek van enigiemand vergeet, vra ek byvoorbeeld om verskoning. Eerstens, baie dankie vir almal se ondersteunende telefoonoproepe en boodskappe in hierdie hartseer tyd. Dit word regtig gewaardeer. En ook aan Jan Foster, sy personeel. Ek is nie seker of enigiemand van hulle hier vandag is nie, maar hulle het regtig mooi na my oupa gekyk in sy laaste jare. En veral ook suster Lizette Kotse, 'n spesiale plek my oupa se hart en lewe gehad, en ons wil regtig dankie sê van ons familie se kant af vir julle omgee en moeite.
Baie dankie vir die skenkings en bydraes vir die verversings vandag. Veral vir Posmasburg en ook Danielskuil gemeente se susters word opreg waardeer. En dan Nancy van die Spar het ook gehelp met die platters en my pa het gevra dat ek besonder ook vir haar dankie sê. Vir afkoop vir al die reëlings en ook vir Poele en sy span wat die grou van die graaf behartig het. Baie dankie vir die kwaliteit diens wat julle gelewer het. Dominee Peersley, baie dankie ook vir die behartiging van die verrigtinge by die graaf hierna. Dominee neem regtig 'n groot las met my pa se skouers af. Dan vir al die familie en geliefdes en vriende wat van ver af gereis het. Ons waardeer dit en ek dink veral my ouma Treya waardeer dit regtig om julle hier te hê vandag. Dan ouma, hoe sê mens? Dankie daarvoor dat ouma vir 59 jaar oupa se lewensmaat is. Ons weet oupa se plekkie langs ouma is klaar leeg. Ons weet wel oupa was baie lief vir ouma en ouma ook lief vir oupa. Baie dankie vir al ouma se liefde en ondersteuning oor die jare. Ouma en oupa het regtig 'n mooi pad saamgeloop. Dankie julle. Baie dankie my kind. Ek gaan dan net die name van die draers gaan ons maar net hier dan nou bekend maak en dan is ons verrigtinge afgehandel. Dan gaan ons saam na die begrafplaas vertrek. Neem aan ons gaan dit maar in 'n stoet dalk doen. Die dorp is nou nie so besig vandag nie. Ek gaan nou nie noodwendig vra dat almal opstaan nie. Ek gaan maar net die name noem. Louis. En as ek jou naam noem, my pa so gehelp en daar wat ek nie op die plaas kon wees nie. Baie dankie daarvoor en dan Piet Venter, broer, Andries sou ons ook wou jy moet dra, maar die gesondheid is net nie meer dra nie, en dan is dit maar verder ons en ons kleinkinders, Lise Venter, kleinkind, Jocelyn Venter, my nuwe skoondogter, ook dan nou kleinkind, Johan Venter dan nou, en dan ek self, wat dan draer sal wees. Kom ons gaan dan nou na die graf toe.